Ag, is wonderlik om met jou saam te kuier, soos ons nou die pad tree vir tree en dag vir dag gee in hierdie Paastyd in, op pad na seker die wonderlikste tyd in die lewe van 'n gelowige, om terug te dink, om te onthou, die ongelooflike van die kruis, die absolute onbeskryflike waarheid en die genade van die kruis in jou lewe en in my lewe wat van ons nuwe mense maak. So in hierdie tyd wat 'n skrifgedeelte wat almal al gehoor het en almal dalk 10-1 ken, Johannes 3 vers 16, dat Jesus sy enigste seun gegee, dat hy die wêreld so lief gehad het. En ek sê altyd vir myself, onthou, die wêreld is nie daar buite nie. Die wêreld is nie deur ver nie. Hierdie wêreld van wie hier gepraat word in Johannes 3 vers 16 is ek, dis Johan, dis jy, sit jou naam daarin. God het die wêreld, God het jou, God het my so lief gehad. Wat het hy gedoen? Hy het gegee. Hy demonstreer vir ons vrygewigheid. Hy demonstreer vir ons iets van sy karakter. Hy's 'n God wat gee, altyd ons wil seën. Maar waarmee seën hy ons in hierdie Paastyd? Hy seën vir ons met die wonder van sy seun. So die seun is sy seun, Jesus Christus, wat aarde toe kom, 'n verskriklike harde pad op aarde het, 'n ongenaakbare pad op aarde het, gespoeg, geslaan. Dit is wat hy vir ons gee. Hy gee nie vir ons sommer net geskenkie A of geskenkie B nie. Hy gee iets wat so kosbaar is, wat so naby aan sy hart is. En daardie seun gaan kruis toe. Hy gee sy seun sodat daar redding kan kom vir jou en vir my. En soos ons in hierdie Paastyd in beweeg en terugdink aan die gebeure van die kruis, mag jy altyd onthou, 'n God wat so lief het dat hy gee, en nie wat gee nie, maar sy seun gegee het vir die wêreld, en daardie wêreld is ek en jy. So kom ons gaan leef met hierdie vreugde en met hierdie vrede van God se seun wat vir ons gegee is in hierdie Paastyd.